Dit is 'n voorreg om die laaste boodskap van 2025 te bring. Soos Gerry laasweek gesê het, ons is die oorblyfsel van die oorblyfsel. Maar dit is lekker om in die huis van die Here te wees, nie waar nie. Dis waar ons hoort. En dis alles deur die wonderlike werk wat die Here in ons harte doen, wat ons vanmôre hier kan sit. My skriflesing vanoggend is uit 1 Korintiërs 15 vers 58. 1 Korintiërs 15 vers 58 vir die wat van julle wat wil volg. Die vers begin met die woord daarom. En ons gaan so 'n bietjie tyd spandeer om te verstaan wat is hierdie daarom. Wat is dit wat Paulus wil hê ons moet weet wat dan oorgaan tot hierdie vers. Daarom, my geliefde broeders en susters, as ek dit kan byvoeg, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons gesels vanmôre, my titel van die gedagte wat ek deel is, wandel in absolute hoop. En ons is hier aan die begin, aan die einde van die jaar, aan die begin van 'n nuwe jaar, en ek weet nie of julle op julle horison weet van wolke en van donderweer en van moeilike omstandighede wat vir ons wag as die mensdom nie. Ek weet nie in wat se omstandighede julle self bevind nie, maar ek glo elkeen van julle het uitdagings. En in die uitdagings het ons werklik waar hoop om deur dit te gaan, wat ook al op die horison vir ons lê. So ek wil vanmôre die gedagte van ons kan wandel in absolute hoop, wat dit beteken. Eerstens, wat is hoop werklik waar? Nie die aardse hoop nie, nie die hoop van, ek hoop maar vir die beste nie. Dis nie die hoop wat die Here vir ons wil gee nie, en wat die Here wil hê ons moet vanmôre uitstap en aan vashou nie. En dan, hoe dit ware hoop dan oorspoel in ons geleese gedeelte vanmôre, en wat ons kan werklik waar kan vasstaan en kan onbeweeglik wees. Ek het die storie van Corrie ten Boom. Ek dink julle ken vir Tannie Corrie ten Boom. Sy was 'n Nederlandse Christen. En sy en haar familie het in die Tweede Wêreldoorlog het hulle Jode weggesteek in hulle huis van die vervolging wat oor die Jode was. En hulle is verraai. Ek weet nie of die hele familie in die konsentrasiekamp was nie. Ek weet van haar en van haar sussie, maar hulle is verraai en hulle is na 'n konsentrasiekamp toe gestuur. En Corrie het ondenkbare haglikhede daar beleef in daardie tyd wat sy in die konsentrasiekamp was. En na die oorlog, nadat sy nou vrygelaat is, ek dink haar sussie het in die konsentrasiekamp is sy oorlede, maar Corrie het 'n wêreldwye spreker geword. En sy het haar storie en haar boodskap en die boodskap van hoop, die boodskap van vergifnis en die boodskap van versoening aan die wêreld gebring. Corrie ten Boom se hoop het haar gered. Haar hoop het ontstaan uit haar diep Christelike geloof, wat haar geleer het dat God soewerein is in enige en elke omstandighede, selfs daar in die konsentrasiekamp waar sy gevange was. En dat sy in die donkerste omstandighede kon oorleef, meer as net oorleef. Corrie ten Boom het deur haar se hoop het haar deurgedra. Hoop was haar fisiese krag gewees, en hoop was haar verstandelike krag wat sy nodig gehad het om in die haglike omstandighede waarin sy was dit te kon verduur. 2025 as 'n mens bietjie terugkyk oor die jaar se preke en dit wat die Here ons gelei het om in hierdie jaar te doen as 'n gemeente. Ons het weggespring in Januarie met die 10 dae van gebed, en dit was duidelik dat die Here wil hê dat ons die boodskap van geregtigheid deur geloof baie duidelik aan ons as gemeente moet bring. En daar was baie boodskappe wat hier van die kansel afgebring is oor die gedagte van geregtigheid deur geloof. En dat ons vanmôre hierso sit omdat ons glo in die verlossingswerk wat die Here vir ons gedoen het.
en dat die werk wat hy in ons lewens moet voltooi, dat hy dit sal voltooi, is alles deel van geregtigheid deur geloof. Hierdie mooi boodskap. En ek hoop daai boodskap sing in ons ore, dat ons vanmôre geregverdig is deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En in die gedagte van geloof wat in ons ore behoort te tuit, kom 1 Korintiërs 13 vers 13. En hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. Daardie 3. Geloof, hoop en liefde. So hierdie jaar het ons baie aandag gespandeer aan geloof, aan ware geloof. En dit moet in ons harte wees. Vanmôre wil ek bietjie kyk oor die gedagte van hoop. Ek wonder of 'n mens dit verstaan in die regte lig en of 'n mens genoeg aandag daaraan gee. Ons spandeer baie tyd aan geloof en dis reg. Maar hierdie hoop en dan liefde. Liefde is die boodskap wat in ons harte moet brand, omdat ons geregverdig is deur geloof. En dit is die beweging rede hoekom ons werk, hoekom ons vanmôre hierso is en hoekom ons vorentoe beer, want ons het God se liefde wat in ons harte uitgestort is. So ek wil bietjie in hierdie middelste been die gedagte van hoop wil ek bietjie tyd spandeer. Hoekom is dit nodig om vir ons as Adventiste te gesels oor hoop? Ons as Adventiste is die beweging wat hoop verkondig. In ons seminare wat ons aanbied, praat ons van Openbaring bring hoop. Ons het in hierdie jaar het ons die seminaar aangebied wat sê hoop in al die chaos. Is daar hoop in al die chaos? So eintlik is die boodskap van hoop 'n boodskap wat ons veronderstel is om baie goed te verstaan. As ons as Adventiste, ons behoort, ons weet dat wat is die toekomstige gebeure? Wat is die toekomstige gebeure wat vir ons voorlê? Ons het die profetiese woord wat baie duidelik vir ons dit bring, so ons kan hoop vestig op die wederkoms. Ons weet daar's 'n wederkoms. Ons as Adventiste, as beweging, ons verstaan tog die kernaspekte en die kernwaarhede wat die Bybel vir ons gee. Baie beter as baie van ander gelowiges wat eintlik wat deur mekaar is en Babyloniese verwarring heers rondom 'n klomp van die kernwaarhede wat vir ons absoluut tweede natuur is, wat ons baie mooi verstaan. Ons verstaan die groot stryd. En ons weet die omstandighede waarin ons onsself bevind binne in die konteks van die groot stryd gee vir ons tog ten minste 'n verduideliking. En ons het ten minste 'n rede om nie bekommerd te wees as allerhande moeilikhede oor ons pad kom nie. Ons verstaan dit. En nog 'n waarheid, ons het 'n absolute duidelike profetiese missie wat die Here vir ons gee in Openbaring. Hy sê vir ons as beweging gaan en gaan profeteer weer. So ons het nie rede om stil te sit of rond te sit en te wonder nie. Ons het werk om te doen. Mense wat stil sit en wonder, dis hulle wat bekommerd raak. Ons het werk om te doen. So dis redes hoekom ons as Adventiste het 'n doel, ons het die waarhede wat tot ons harte spreek. Ons weet wat baie duideliker as klomp van die ander denominasies wat die Here se bediening nou in die hemel is. Hy is ons hoëpriester. Hy tree nou vir ons in. Ons het daardie duidelikhede. So die vraag is net, met dit alles, is ons hoopvol? Of het ons dieselfde bekommernisse as ander medegelowiges in ander denominasies? Ek het die internet gaan vra, dis 'n gevaarlike ding om te doen, maar ek in elk geval het gaan doen en gaan vra, wie is die hoopvolste, gelowigste groepering op die aarde? En ek het gevra, is Adventiste deel van daardie hoopvolle groepering? Nou, ek weet nie waar die internet sy antwoord vandaan kry nie, maar is interessant wat hy sê, nee. Protestante is baie hoopvol en interessant genoeg Katolieke
is baie hoopvol. Maar hy het nie Adventiste uitgesonder om te sê, ons is 'n hoopvolle groep Christene nie. Dis nogal interessant, nee. En dis eintlik verkeerd, stem julle saam, as ons die boodskap van hoop verkondig. So, Paulus kom en hy, Petrus, hy kom tog en hy sê vir ons, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkene wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. 1 Petrus 3 vers 15. So is ons reg om verantwoording te doen rondom die hoop wat in ons harte is. Ons wat hierdie beweging is, wat hoopvol wag op die wederkoms. Ek dink dis 'n belangrike vraag. Kan ons saam met Paulus in Romeine 5 vers 20, kan ons saam met hom juig en verbly wees in die hoop op die heerlikheid van God? Dis vrae wat ons moet vir onsself vra. Straal ons lewens van hoop en wandel ons dan in daardie hoop, in daardie absolute hoop. Ek wil vanmôre vir ons voorhou dat hoop bitter belangrik is. Ek wil vanmôre dit voorstel as die vonkprop in die engine van ons geestelike karretjie, van ons geestelike voertuig, waarmee elkeen van ons hierdie pad moet aandurf. Dis hoop. Ek wil ook voorhou dat hoop selfs die voorste wiele is van hierdie geestelike voertuig waarin ons beweeg. Hierdie geestelike voertuig is 'n 4x4 voertuig. En hy moet in 4x4 geskakel wees. Die voorwiele moet trek en die agterwiele moet stoot. En binne in die engine moet Jesus se liefde duidelik die hartklop wees van hierdie voertuig. Hoop is krities belangrik. As 'n mens kyk na die woord, en ek gaan so 'n paar versies aanhaal. Romeine 5 vers 2, wat ek reeds genoem het, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So as ons nie hoop het nie, roem ons dan werklik waar? Sien ons dan regtig waar uit na die heerlikheid van die Here, om dit te aanskou? Of het ons vrese vir daardie dag, en ons is met ander woorde nie hoopvol nie? Romeine 8 vers 25. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Sonder hoop gaan ons nie wag met volharding nie. Dis wat die woord sê. Ons het hoop nodig. En dan 1 Johannes 3 vers 3. En elkene wat hierdie hoop op hom het, elkene wat die hoop op Jesus het, reinig homself soos wat hy rein is. So sonder hoop gaan ons onsself nie reinig nie. Julle sal saamstem, hoop is krities belangrik. Die vraag dan is, nou maar, hoe ontwikkel ons hierdie hoop? Hoe kry ons hierdie hoop? Hoe is ons in 'n omgewing waar ons begin hoopvol wees? Eerstens, die bestudering van die woord van die Here. Romeine 15 vers 4 sê, want alles wat tevore geskryf is, die hele Bybel vandat Romeine 15 vers 4 geskryf is, alles wat tevore geskryf is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So as ons die skrifte bestudeer, ons het die voorreg gehad, ek het die voorreg gehad om die Romeine Bybelstudies in die laaste kwartaal aan te bied. En as 'n mens die skrifte bestudeer en jy bestudeer die boek Romeine en jy verstaan die detail van die evangelie, dan bring dit hoop. As ons die oppervlakkige weergawe van die evangelie verstaan wat opgesom is, dan gaan ons dit miskien mis. Want daar is detail in die evangelie boodskap wat die Here wil hê ons moet bestudeer
want hierdie vers sê, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging, dit gee bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Ek het toe ons die Romeine studies gedoen vir die mense gevra, ons moet, soos wat ons deur elke hoofstuk werk, moet jy net al die mooi beloftes neerskryf, wat jy optel, wat jy in jou hart kan bære, en waarin jy kan glo. En ek het aan die einde van die 10 weke wat ons dit gedoen het, het ek my lys gevat, en ek het dit op 'n lysie gaan sit, en ek het dit nou vir die studente uitgedeel, en hier is ons oor die 70 beloftes en juwele wat uit die evangelie boodskap uitkom, die eerste 8 hoofstukke van die boek Romeine. Net die eerste 8 hoofstukke gee vir ons al hierdie kosbarehede wat die Here vir ons gee, en hy sê, bewaar dit in jou hart, want dit gaan jou lydsaamheid gee, dit gaan jou bemoediging gee, en sodat jy hoop kan hê. So ken ons die detail van God se woord rondom die evangelie boodskap. Is hierdie gedagtes wat ons kan sê, ja, ek ken die evangelie boodskap, en dit genereer in my hierdie hoop wat ek het, op 'n verlosser, wat gesê het hy gaan kom doen, en hy het dit gedoen, en hy het gesê hy gaan ons kom verlos, wanneer die wederkoms, op die wederkomsdag. Kan ons daaraan glo? Ons kan, en dit is wat hoop bring. Tweede aspek van hoe hoop na ons toe kom, behalwe dat ons die woord bestudeer, is ons as medegelowiges, ons bring hoop aan mekaar. En ek het 'n mooi storie gelees wat dit illustreer. Ek lees vir ons. 'n Skool in 'n groot stad het 'n program gehad om skooliere te help om op datum te bly met hulle huiswerk, terwyl hulle in die hospitaal was vir een of ander rede. Eendag het 'n onderwyseres wat aan die program toegewyd was, 'n roetine oproep ontvang, waarin sy gevra is om 'n spesifieke kind in die hospitaal te gaan besoek. Sy het die kind se naam en kamernommer geneem en kortliks met die kind se gereelde klasonderwyseres gepraat. Ons bestudeer nou selfstandige naamwoorde en bywoorde in sy klas, het die gereelde onderwyseres gesê. En ek sal dankbaar wees as jy hom kan gaan help om dit te verstaan, sodat hy nie te ver agterraak nie. Die hospitaalprogram onderwyseres het daardie middag die seun gaan besoek. Niemand het vir haar genoem dat die seun erg gebrand is en in groot pyn verkeer het nie. Ontsteld oor die aanskoue van die seun, het sy gestotter toe sy vir hom sê, ek is deur jou skool gestuur om jou met selfstandige naamwoorde en bywoorde te kom help. Toe sy daar wegry, het sy gevoel, sy het nie veel bereik nie, maar die volgende dag het 'n verpleegster haar gevra, wat het jy aan daardie seun gedoen? Die onderwyseres het gevoel sy moes iets verkeerd gedoen het en het begin om verskoning te vra. Nee, het die verpleegster gesê, jy verstaan nie wat ek bedoel nie. Ons was bekommerd oor daardie seun, maar sedert gister het sy hele houding verander. Hy veg terug en reageer op die behandeling. Dis asof hy besluit het om te lewe. 2 weke later het die seun verduidelik dat hy heeltemal moed opgegee het, totdat die onderwyseres opgedaag het. Alles het verander toe hy tot die eenvoudige besef gekom het. Hy het dit so verduidelik. Hulle sou nie 'n onderwyseres stuur om aan 'n sterwende seun selfstandige naamwoorde en bywoorde te kom verduidelik nie. Nie waar nie. Daar's krag in hoop. Daar's krag in hoop gee. Dit verander lewens. Die derde manier hoe hoop na ons toe kom. Dit kom deur ontberings en dit kom deur verdrukking. Ek is seker almal van julle kan praat van die ontberings en die verdrukkings en die omstandighede waarin julle is. En nou sê die Bybel, die woord van God, dit bring hoop. Romeine 5 vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem in die verdrukking. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, lydsaamheid beproefdheid werk, en die beproefdheid hoop
En die hoop beskaam nie. So ons weet, lydsaamheid is hierdie gedagte van volharding. En verdrukking en ontberings produseer hierdie volharding in ons lewens. En as ons volharding het, dan produseer dit hierdie beproefdheid, hierdie gedagte rondom karaktervorming. Juist dit wat die Here in ons lewens wil voltooi. En dan as die karakter daar is, en dit word geproduseer, dan produseer dit hoop. En God sê, hierdie hoop, hierdie tipe hoop, hierdie kwaliteit van hoop, dit sal nie beskaam nie. Ek lees hierdie gedagte raak. When God wanted to make a king out of David, he didn't give him a crown, he gave him Goliath. Your challenges prepares you for your purpose. En vanmôre se boodskap, en ons gaan in daarin, hierdie lyding, hierdie verdrukking, hierdie ontberings, wat lydsaamheid bewerk, wat karakter bewerk, wat dan hierdie hoop bewerk, dit lei tot iets. Dit lei tot aktiewe diens aan God. Ons sal dit nou sien, soos wat ons nou deur hierdie gedagtes werk. Dan die vierde gedagte rondom, hoe kom hoop na ons toe? Hoop kom na ons en dit bly by ons, soos ons in 'n geloofsverhouding met ons Here Jesus groei en verdiep. Hoe meer ons hom gaan leer ken, hoe meer gaan ons hoop hê. Wat is die duiwel besig om te doen? Hy is besig om ons te verhoed, om in die oggende op te staan en hom aktief te kies. Om in die oggende op te staan en hom eerste te prioritiseer. Om in die oggende om toe te laat dat hy deur sy woord met ons praat. Deur op te staan en te bid sonder ophou. Deur gereelde kerkbywoning. Deur aan die biduur geleenthede deel te neem. Aan die Bybelstudie geleenthede deel te neem. Om persoonlik te getuig en om by die kerk betrokke te wees. Aktiewe diens. En om in persoonlike bediening ook betrokke te wees. So dis die 4 gedagtes hoe hoop na ons toe kom. Ek wil 'n bietjie uitbrei oor hierdie agterwiele en die voorwiele van hierdie geestelike voertuig waarin ons hierdie ruwe terrein aanpak. Geloof vir my is die agterwiele wat beweeg. As 'n mens die evangelie boodskap bestudeer en hoop kom na ons toe, dan is dit waarhede, kosbare waarhede wat elkeen van ons harte moet spreek. Dat ons kinders van die Here is sonder 'n enkele steek werk wat ons van ons kant af gedoen het. Dis absoluut genade. En dat ons geregverdig is en dat ons dit kan glo. En wanneer hierdie gedagtes in ons harte begin toeneem, dan begin hierdie wiel te draai. Regtig waar te draai. En al die twyfel oor ons sondigheid kan ons teenstaan met die woord van God. Anders dan gaan ons dit nie kan teenstaan nie. Ek lees 'n gedagte raak wat deur H.T. Jones Wagner, dink deur Wagner gesê is op sy dag. Geloof is nie 'n kalmeermiddel nie, maar is 'n stimulant. Dit laat die wiele rol. Dis nie wat maak dat ons gaan parkeer iewerste en sê nou is ek rustig. Of wat ook al nie. Geloof laat die wiele rol. Dis 'n stimulant. Dis daardie voet op die petrolpedaal. Ons moet die woord van die Here bestudeer en ons moet aktiewe geloof toelaat dat dit ons lewens oorneem. Wat is hierdie hoopwiele wat voortrek, werklik waar? As 'n mens die woord van die Here bestudeer, dan kom 'n mens agter dat die Here nie net vir ons gesterf het, wat 'n werklikheid is, wat in die verlede is, en ons kan dit aanneem deur geloof en ons kan dankbaar wees wat 2000 jaar terug gebeur het nie.
Die Here wil ook hê ons moet vooruitstrek en dit waarvoor hy ons bestem het, die eintlike verlossing waarvoor hy al hierdie werk gedoen het, dat ons sal uitsien daarna, regtig sal uitsien daarna. En dis die voorwiele wat ons trek, in steede van wat ons sê, ons wil nie vorentoe beweeg nie, ons is bang vir dit wat voor lê. Nee, dit is waar hierdie geloof inkom. As 'n mens na die gedagte kyk van die dief aan die kruis, Jesus het vir hom woorde gegee, hoopvolle woorde, wat hy in sy kort lewe kon aan vashou, en waarin hy kon deurgaan deur dit wat hy ook al nog aan die kruis moes deurgaan, en die dood moes ingaan. Wat was daai woorde wat Jesus vir hom gesê het? Hy het vir hom gesê, ek verseker jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Wat 'n salige, mooi versekering was dit nie vir hom gewees nie. Het ons sulke salige, mooi versekering beloftes uit die woord, wat vir ons ook, wat ook al waar ons nou is, tot wanneer hy ons kom haal, of tot wanneer hy ons kom opwek, wat ons kan aan vashou, soos daardie man aan die kruis, daar's baie. Maar ons moet die woord van die Here bestudeer, sodat sy woorde tot ons ore en tot ons hart kan spreek, en dat dit hoop kan verwek. Een wat ons almal ken, Filippense 1 vers 6. Die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy end uitvoer. Dis een wat ek in my lewe nou al redelik uitgetrap het, en besluit het, ek staan op dit, ten spyte van my swakhede en my omstandighede. Maar daar's ander mooi beloftes, en wat ons in die Romeine studie het ons wel afgekom, en ek kan hulle nie, ongelukkig nie almal deel nie. Een wat ek wel wil deel, wat die Here vir ons sê, jy het rede om hoopvol te wees en uit te sien na dit wat voor lê. Want dit wat voor lê is sy versekering van jou totale verlossing, jou finale verlossing. Romeine 8 vers 29. En nog verder, ons weet, God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, wat volgens sy besluit geroep is. Elkeen van ons is volgens sy besluit geroep. Die vers gaan aan, want diegene wat hy vooruit geken het, het hy aangewys. Die groot woord is verordeneer, maar hy het hulle aangewys om net so sy seun te wees. Hy het besluit dat ons net so sy seun gaan wees. En hy wil hê, ons moet hoopvol weet, dit gaan gebeur. Die vers gaan aan. Die het hy ook geroep. Hy het hulle vrygespreek, die groot woord, hy het hulle geregverdig. En hy het hulle ook heerlikheid gegee. Hy het hulle verheerlik. Hierdie vers is in verlede tyd geskryf, as mens mooi gaan kyk. Romeine 8 vers 29 en 30. Hoekom is dit in verlede tyd geskryf? Want dit is uit God se perspektief geskryf vir elkeen van ons om te sê, dit sal so wees, God het dit besluit, hy het klaar daai besluit gemaak, as hy jou geroep het. Hy het eerstens jou geken, toe verordeneer hy jou, toe het hy jou geroep, toe het hy jou vrygespreek en toe het hy jou verheerlik. Alles verlede tyd. As hy dit sê vanuit sy perspektief asof dit reeds plaasgevind het, hoekom twyfel ons dan nog? Twyfel ons met ander woorde in God se woord. Wat hy hierdeur sê is, hy het nie onvoltooide werke, waar hy die goeie werk wat hy ons begin het, gaan los nie. Hy het nie onvoltooide werke nie, hy sal daai werk klaarmaak. Kan ons hoop vandag daarop plaas? Kan ons nou maar, wat ook al ons omstandighede is, ons sondigheid, ons karaktergebreke, hy sal daarmee klaarmaak, en laat daai voorwielde begin trek, en laat dit ons oor die terrein vat waar ons moet gaan, en hy sal klaarmaak, Ons werk is om ons geestelike karretjie in 4x4 te kry, te glo en te hoop.
Ek wil vir ons voorhou dat hoop krities belangrik is vanoggend. Dat die woord van die Here sê, ons word gered, Romeine 8 vers 24, ons word gered in hoop. Die wat hoopvol is, word gered. Terwyl ons in hoop is, word ons gered. Ek dink, die vyand wil vir ons by ons kom steel, ons weet dit. Hy wil ons hoop vir die toekoms kom steel. En wat gebeur dan? Dan raak die agterwiele ook pap, die geloofswiele raak ook pap. En ons parkeer en ons sê, ek gee op. Dit is verby, ek kan nie. En dit het niks met jou te doen nie, dit het alles met die Here te doen. Hoop is krities belangrik, dat ons daarop vas staan. Ek sluit af. Wanneer ons hierdie gedagtes rondom hoop in ons lewens begin aktief naspeur en begin daarop te fokus, dan kom Paulus, interessant, in ons teksgedeelte vanoggend 1 Korintiërs 15 vers 58, en hy sê daarom, en dan gee hy sy gedagte. Maar as jy nou gaan kyk, 1 Korintiërs 15 vers 58 is die heel laaste vers van daai hele hoofstuk. In daai hoofstuk spring Paulus weg en hy gee 'n opsomming van die evangelie boodskap. En hy sê, julle ken hierdie boodskap, maar hierso is die boodskap. Soos wat aan my oorgelewer is, het die Here gekom, hy het vir ons gesterf en op die 3de dag het hy opgestaan. En hy gee vir ons die evangelie boodskap. Hy kom bring weer 'n bevestiging van dit waaraan ons glo. En dan gaan hy in al die teksverse voor ons geleesde gedeelte. En hy kom gee hoop. En hy kom sê, julle, daar's mense van julle wat sê, ons gaan nie opstaan by die opstandingsdag nie. Dan beteken dit mos dat julle sê dat Jesus nie opgestaan het nie, want hy is tog ons voorbeeld, hy het ons voorgegaan in die opstanding. As hy opgestaan het, dan is daar mos nou rede hoekom ons kan glo en hoop dat ons gaan opstaan. En hy gaan in die gedagte en hy bespreek die opstanding. En hy bespreek daardie mooi dag, waarvoor ons almal wag, die finale verlossing vir wie ons wag. En wat gaan gebeur? Daar gaan mense wees wat opstaan. Meeste van ons gaan seker opstaan op daai dag, maar daar gaan van ons wees wat hulle verheerlikte liggame gaan kry. En hy bring hoop, en hy herbevestig die hoop wat ons moet hê. En hy sê, nou dat julle voorwiele aan die beweeg is, julle hoopwiele aan die beweeg is, daarom, kom ons na hierdie vers toe, daarom, nou dat julle in absolute hoop is, dis hoe julle nou moet wandel. En hy sê, my geliefde broeders en susters, hy praat met kinders van die Here, wat geloofwiele opgeblaas is, en dis 'n stimulant, dis besig om te beweeg in ons lewens. En hy sê, wees, dis 'n bevel. Hy sê, wees standvastig. Hy sê, wees onbeweeglik. Hy sê, wees altyd oorvloedig in die werke van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Die wat hoop het, hulle weet die Here kom. En dat die werk wat hulle vir die Here doen, en die standvastigheid waarin hulle staan, korrelkop wees. Dit is nie goed om korrelkop te wees nie, maar wanneer dit kom by ons geloof, in die waarheid wat ons ken, moet ons vas staan. Onbeweeglik, en altyd oorvloedig in die werk van die Here. Ons het 'n nuwe meester, en in liefdesdiens, en in aanbidding aan hom, is ons besig, want ons het hoop. Wat is hierdie oorvloedige werk van die Here? Ons het in hierdie jaar het ons gepraat oor geregtigheid deur geloof. En ons staan vanmôre daarin. En ons hoor vanmôre, ons moet hoop hê. Dit is nie net die agterwiele wat draai nie, dis die voorwiele wat draai. Ons is beweeg vorentoe, ons het iets om na uit te sien. Nou verloor ek my sin. Die Here wil hê ons moet oorvloedig wees in die werk wat hy wil hê ons moet doen. Omdat ons sulke hoopvolle mense is, omdat ons die geloof het en die hoop het op sy spoedige wederkoms. Die werk van die Here
is die verspreiding van die 3 engele boodskap. Dis die ewige evangelie boodskap wat die Here wil hê, ons moet nou mee besig wees, om daar dieselfde hoopvolle boodskap aan ander te bring. Om oorvloedig te wees in die werk van die Here. Ek dink ons is by die plek waar die Here sê, oké, kom ons raak nou hoopvol besig. Dis om die gemeenskap van die heiliges, om hulle te ondersteun. Dit behels die bediening binnekant, hierdie mure. Waar stap ons uit in watter departement is ons betrokke? En watter hoedanigheid is jy 'n lidmaat van hierdie gemeente? En die Here sê, wees oorvloedig daarin. Wees betrokke met elke aspek waarby hierdie gemeente betrokke moet wees en wil wees. Jy is 'n belangrike aandeel tot hierdie gemeenskap en tot hierdie gemeente. En dan die derde aspek van, wat is die werk van die Here? Enige getroue diens aan hom, uit 'n hart van liefde. Ons wil hom diensbaar wees, want ons is dankbaar vir sy liefde en sy genade. Hy het sy liefde aan ons bewys, en daarom is ons vir hom lief. So enigiets, of jy nou 'n spyker kom kap, en of jy hier kom help met hierdie gedrup, en of jy miskien daar agter in die moederskamer help om doeke om te ruil, enige iets, dit is getroue diens. En ons kan getrou wees, en ons kan vurig wees, oorvloedig wees in die werk van die Here. En ons weet, die bietjie wat ons bydra, dit is nie te vergeefs nie, want dit is arbeid wat ons in die Here doen. My broers en susters, dis die einde van 2025, 2026 lê vir ons voor. Ek hoop dis die wolkie skuif so 'n bietjie weg, en ons sien die heerlikheid van God, en ons roem in die heerlikheid van God wat op pad is. En dat ons hoop het om te sê waar ek nou is in my persoonlike lewe, in my persoonlike hoedanigheid, tot daar waar hy kom. Hy gaan klaarmaak. Met hierdie werk. Ek het vanmôre weer daai 1 Korintiërs 15 gelees, en toe kom ek op net die vers voor ons skrifgedeelte kom ek af. Ons ken Openbaring, en ons ken die 7 briewe aan die kerk, wat die Here vir die kerk stuur. En elke keer sluit hy af en hy sê, wie oorwin, hy sal ingaan en hy sal ontvang. Maar hier in 1 Korintiërs 15 vers 57 staan daar, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur Jesus Christus, deur ons Here Jesus Christus. So waar ons die woorde hoor, hy wat oorwin, skuif ons af, en ons is so 'n bietjie geïntimideer, want dis ons wat moet oorwin. Maar die Here sê, nee, maar God sy dank, want wat ons die oorwinning gee, is dit 'n versie wat ons kan byvoeg, om die voorste wiele te laat draai. Hy gee vir ons die oorwinning, oor ons omstandighede, oor ons lewens, oor ons karaktergebreke, en hy is besig met die heiligmaking werk. Ons is hierso vanmôre, want ons hou die Sabbat. Hoekom? Want dit is 'n teken dat dit hy is wat ons heilig. Ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Ons fokus is Jesus Christus, ons Here. Ons verhouding met hom, en ons lewe wat ons oorgee aan hom. En ons dienswerk wat ons uit 'n hart van dankbaarheid doen. Met hoop, die verse wat ons vanmôre na gekyk het, met hoop roem ons in die heerlikheid van God. Ons het hoop nodig. Met hoop kan ons volhard, te midde van en ten spyte van ons omstandighede. Met hoop kan ons vervul wees met die blydskap en met vrede deur geloof. Met hoop wil ons en kan ons gereinig word en onsself reinig, want ons doen dit in Jesus, in 'n verhouding met hom. En met hoop, vanmôre se teksvers, wandel ons
in standvastigheid, onbeweeglik, en ons gaan 2026 daarmee in, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat ons weet dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Amen.